Vriende, vanoggend is dit die 1 Februarie. Eerste maand van 2026 is al verby. Ek dink in die afgelope 35 dae is daar 'n woord wat ek omtrent 50 keer gebruik het. Ek het hom 50 keer gebruik en miskien het jy baie naby aan dieselfde hoeveelheid dit gebruik. In die afgelope 35 dae. Geseënde Kersfees. Mag jy 'n geseënde 2026 hê. Sjoe, dit was nou 'n geseënde geleentheid. My seun het verjaar, so ek het ook gesê, mag jou nuwe lewensjaar vol seën wees. Ek voel so geseënd. En hoe meer ek hierdie woord in die afgelope 35 dae gebruik het, hoe meer pla dit my, want ek weet elke keer wat ek dit gebruik, bedoel ek iets anders as wat die Bybel bedoel. So vanoggend wil ek met jou praat oor die storie van seën, hoe die konsep van seën binne in die Bybel werk. Wat ons daarmee bedoel as ons die woord seën gebruik, dink ek is, ons bedoel dat daar meer gesondheid sal wees vir jou, meer finansiële stabiliteit, dat jy sukses sal beleef, dat daar harmonie in verhouding sal wees, dat daar minder lyding sal wees, minder krisisse, minder teëspoed. Eintlik wanneer ek en jy sê, mag jy 'n geseënde jaar hê, of 'n geseënde nuwe lewensjaar hê, of mag jy seën beleef is, mag jy 'n lewe waar dinge glad verloop. Dis wat ons bedoel in die spreektaal. Maar wanneer die Bybel praat oor seën, bedoel hy ietsie heeltemal anderste. Die Hebreëse woord vir die woord seën is beraka, en dit beteken om in die lewensruimte van God se betrokkenheid geplaas te wees. So, besef is baie om in te neem, so jy kan dit weer lees, om in die lewensruimte van God se betrokkenheid geplaas te wees. Of 'n ander manier hoe jy dit sou kon sê, om binne God se sfeer van betrokkenheid te staan. Een manier hoe ek dit nou vir myself probeer visueel uitbeeld is om amper soos 'n Google Street View sirkel te trek rondom hierdie mannetjie en te sê hierdie sirkel simboliseer God se sfeer van sy betrokkenheid. En oral waar hierdie mannetjie gaan, dis waar God se betrokkenheid is. En dis waar seën is. So seën word in die Bybel hierdie geweldige belangrike verbondswoord. Verbond wat ons vanoggend ook gevier het met die doop, 'n verbond wat gesluit word. So is die woord seën gekoppel aan die verbond. Jy behoort aan God. Jy leef binne in sy beloftes. Jou lewe is ingesluit by sy doel. So jy kan agterkom, sommer so met die intrapslag verskil dit al baie van hoe ons die woord in die spreektaal gebruik. In die spreektaal, as ons sommer notas maak hier aan die kant, sal ons sê, mag jy 'n geseënde 2026 hê, dan sit 'n wens wat jy uitspreek teenoor dit wat die Bybel sê, dit is 'n werklikheid, dit word alreeds nou waar. Binne in hierdie sfeer van waar hierdie persoon is dit nie ietsie wat nog moet gebeur nie, wat in die toekoms lê nie, dit is alreeds in die teenwoordigheid waar, tot en met die toekoms. En so as jy hierdie woord naspeur deur die loop van die Ou Testament, is daar verskeie skrifgedeeltes wat uitspring en wat baie belangrik is ook in die verstaan van die konsep van hierdie woord. Een van hierdie gedeeltes is byvoorbeeld in Genesis, waar die Here dan 'n verbond sluit met Abraham, maar dan sê hy ook, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Hy moet 'n seën wees. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. So sê, van nou af tot en verder vorentoe sal jy binne in die lewensruimte van my betrokkenheid leef, en jy sal ingesluit wees in my beloftes, en almal wat met jou in aanraking kom, gaan ook geseën word deur dit, en natuurlik word hierdie skrif tot in uitnemendheid vervul in Christus natuurlik.
So, maar jy kan sien, dit dui alles op God se teenwoordigheid, God se betrokkenheid in hierdie persoon se lewe, in Abraham se lewe, en aan God se verbintenis, aan hom, en ook aan die volk. Ander gedeeltes wat ons ook sien, is byvoorbeeld die priesterlike seën, wat ons in Numeri teekom. Dis 'n seën wat uitdruklik deur God gegee word aan die Aaronitiese priesters om die volk mee te seën. Is pragtig. Daar staan, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So ek dink een ding wat belangrik is om raak te sien hier is, seën behels nie noodwendig rykdom of welvaart nie. Goed wat ons tipies bedoel met seën nie. Maar en verder beteken dit ook nie dat swaar kry uitgesluit word nie. Daar's nêrens daai implisiete boodskap aan seën nie. Maar wat jy ook sien dan binne hierdie spesifiek Aaronitiese seën wat vir my pragtig is die klem op God se aangesig. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En ek dink dit verduidelik baie mooi wat die konsep van seën probeer te kenne gee, naamlik dat seën is om onder God se blik te leef, om binne in sy sfeer van betrokkenheid te leef. Seën is om ingesluit te leef in God se teenwoordigheid. Dit het 'n geweldige groot implikasie, want dit beteken waar jy ook al gaan, as God jou gekies het en as God met jou 'n pad stap, beteken dit kan jy ook al waar jy ook al gaan, weet dat jy kan staat maak op sy nabyheid, sy bystand, sy ondersteuning, sy beskerming. Dit word 'n belangrike konsep vir gelowiges in die Ou Testament, soveel so dat Deuteronomium sal sê, jy sal geseënd wees in die stad, jy sal geseënd wees in die oop veld, jy sal geseënd wees waar jy ook gaan, want seën lê nie elders nie, dis nie op 'n plek nie. Seën is gekoppel aan jou. God se guns is aan jou gekoppel. Seën is nie afhanklik van omstandighede of sekere uitkomste nie. Daar's definitief droogtes gewees in die stad en in die veld. En seën is gebaseer op God se verbintenis aan jou. Dis hoe God selfs in die droogtes en die hongersnode jou steeds versorg. Seën word jou identiteit. En dis nou weer anderste as wat ons bedoel met in ons spreektaal, né? Vir ons is seën gekoppel aan uitkomste. Maar vir die Bybel is die konsep van seën gekoppel aan ons identiteit, die feit dat ons gekosenes is deur God, dat God jou gekies het. En daarom word jy 'n geseënde van die Here. Jy is nou reeds 'n geseënde van die Here. So kom ons ontpak dit weer en sê, as ons weer na ons notas kyk, in die spreektaal bedoel ons met seën 'n gemaklike lewe. Dis waarop ons fokus, maar in die Bybel beteken God se seën God se getrouheid. Ongeag van wat gebeur, God sal getrou wees, selfs in teëspoed. In die Bybel, in die spreektaal fokus die woord seën op omstandighede, gunstige omstandighede. Maar in die Bybel fokus dit op jou identiteit as geseënde. Nou seën beteken definitief nie net gemak nie. Jy kry juis verskriklik baie voorbeelde in die Bybel van mense wat geseëndes van die Here is, maar wat deurloop deur teëspoed. Abraham, met wie God hierdie verbond gesluit het, was 'n geseënde van die Here, maar hy was 'n vreemdeling. Josef was geseënd, maar gevangene. Dawid is geseënd, maar vervolg. Die profete was geseënd, maar verwerp. So ons moet op geen oomblik dink dat geseënd beteken gemak nie. Daar kom steeds droogte en hongersnood in die veld en in die stad, maar ons is steeds geseënd in die veld en in die stad,
want God is getrou ten spyte van terugslag. En tog is dit asof daar ergens deur die loop van geskiedenis 'n soort kortsluiting plaasvind in ons verstaan van die woord seën. Die Bybel sal byvoorbeeld sê in Genesis 24, die Here het my eienaar baie geseën, en dan koppel hy aan seën rykdom. En hy is ryk. Die Here het aan hom klein vee, groot vee gegee, silwer, goud, slawe, slavinne, kamele en donkies. En jy kan hoor, ergens is daar 'n verbintenis tussen seën en welvaart. Of soos in Spreuke, dit is die seën van die Here wat rykdom bring. Jou gesloeg, laat dit nie meer word nie. Nou is nie asof hierdie gedeeltes in die Bybel foutief is nie. Dis definitief kan seën rykdom insluit. Definitief. Maar seën word nie aan rykdom gemeet nie. Ons definieer nie seën aan die hand van hoe ryk jy is nie. En dis waar die kortsluiting plaasgevind het in die mens se brein. Ons het begin om welvaart en gemak die barometer te maak van hoe geseënd ons is, terwyl dit eintlik net 'n byproduk is soms. Maar dis nie eers noodwendig dat dit hoef daar te wees nie. Ek dink spesifiek aan 'n gesin hier in ons gemeente wat ek weet dit nie breed het nie. En elke keer as ek met hierdie gesin te maak kry, loop die oom en die tannie oor van 'n vreugde in die Here. Dis hulle doen my so goed. Die feit dat hulle nie beangs is oor hulle finansies nie, net soveel vreugde, met soveel vreugde leef, is net 'n verstommende ervaring om hulle dop te hou. En dis juist as gevolg van hierdie kortsluiting wat plaasvind, hierdie ietsie in die meganika wat verkeerd loop, dat jy in die Bybel 'n boek kry soos Job, wat eintlik soos 'n soort polemiek dien teen hierdie gedagte van seën is gelyk aan welvaart. Jy kry in die boek Job byvoorbeeld Satan wat aan die woord is en dan sê hy nee, hy sê vir die Here, u het nie self hom het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. En hy sê omdat hy rykdom beleef, dis maar al hoekom hy vir u dien. En dan ontvou die res van die boek en daag die boek Job hierdie idee uit dat gelowiges altyd welvaart en voorspoed moet beleef. En dat terugslaan en teëspoed 'n teken is dat God sy rug op jou gedraai het. Dis juis om hierdie polemiek of om hierdie kortsluit as gevolg van hierdie kortsluiting wat in ons gedagtes plaasgevind het te werk. So op hierdie punt kan ons alreeds vir mekaar sê, beteken dat ons 'n hele paar goed anders kan doen as jy net hierdie weet van seën en die Bybelse konsep van seën, dan beteken dit ons moet eintlik die tipe vrae wat ons vra verander. In plaas van hoekom gebeur hierdie nou met my of waar is God? Eerder te sê hoe leef ek in hierdie situasie as iemand wat aan God behoort? Want die Bybelse konsep van seën is dat ek binne die sfeer van God se beloftes leef, sy belofte van trou leef. So as hierdie terugslag kom, is die vraag wat ek vra nie hoekom of wat nie, maar hoe kan ek as geseënde van die Here binne in hierdie teëspoed leef? Wat beteken dit om geseënde van die Here te wees? Ek dink dis 'n goeie vraag. Ek dink ook selfs ons antwoorde wat ons gee verander, of ons belydenisse wat ons uiter, en ek dink dis wat my so self aangespreek het, is dat ek het hierdie gesê ding om te sê ek is geseënd want dinge gaan goed. Maar dit is nie eintlik hoekom 'n mens geseënd is nie. Nee, ons is nie geseënd want dinge die pad loop reguit nie. Selfs wanneer daar teëspoed kom, sou ons 'n belydenis kon uiter en sê ek is nie minder godsin omdat ek nou swaar kry nie. En dit is eintlik die taal van die Nuwe Testament. Die taal van Romeine 8 is geloofstaal wat sê
Niks kan ons skei van die liefde van die Here. Niks. Nie dood, nie lyding, nie niks. Want binne die sfeer van God se verbintenis aan my, is daar niks wat met my kan gebeur, wat kan maak dat ek nie 'n geseënde van die Here is nie. So gepraat van Romeine 8, as jy van die Ou Testament af oorbeweeg na die Nuwe Testament toe, is dit juis hier waar Jesus soveel helderheid kom bring. Het nou hierdie kortsluiting in mense se gedagtes plaasgevind en gedink seën is gelyk aan welvaart en ja, die boek Job het dit probeer teewerk, maar dan kom Jesus byvoorbeeld en hy lewer die saligsprekinge, geseënd is die armes van gees, geseënd is die wat treur, geseënd is die wat vervolg word. En ons leer so baie uit Jesus se saligsprekinge uit, hoe hy die konsep van seën weer kom verhelder vir ons. As ek net twee goed sou uitlig daar, sou ek sê, die een ding wat vir my uitstaan is dat hy maak weer seën los van omstandighede en verbind dit weer aan 'n verhouding met God. Seën is nie hulle wat sukses behaal nie hulle wat die grootste kar ry nie, maar geseënd is die armes van gees, want hulle is afhanklik, geseënd is die wat treur, hulle sal vertroos word deur God. Geseënd is die wat vervolg word, en die vredemakers, hulle sal deur God vredemakers genoem word. Dis telkens verbind hy verhouding met God aan die konsep van seën en nie omstandighede nie. En die tweede ding wat vir my uitstaan, is weer eens nie dat Jesus sê hulle sal eendag geseënd wees nie. Hy sê hulle is geseënd, nou al is hulle geseënd. So dis 'n belangrike onderskeid wat jy weer kan sien, eintlik net 'n herbevestiging van die oorspronklike bedoeling binne in die Ou Testament, dat seën is in die teenswoordige alreeds klaar, onafhanklik van omstandighede, direk verbind aan God, se verbintenis aan jou. En dis hoekom ek en jy as gelowiges geseëndes van die Here is. Maar dan kom daar tog iets radikaal anders na vore, na Golgotha. Na die kruis van Jesus gebeur daar iets. Jy sal byvoorbeeld kry dat Paulus skryf, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees. In Christus. So skielik verskuif die sfeer van God se verbintenis aan jou as iets wat selfs buite jou lê na iets wat binne in jou is. Want Christus is binne in jou. Jy staan met Christus in verhouding. En nou is seën nie ietsie meer wat jy voel nie, of nie ietsie wat met jou gebeur nie, maar dis iemand wat jy ken. Christus. Seën is nie meer 'n konsep of 'n dogma nie, dis 'n persoon. So om weer te sê, in die spreektaal bedoel ons met seën dat omstandighede moet reg uitloop, maar in die Bybel se konsep van seën gaan dit ten nouste ons identiteit as gekosenes, as geseëndes van die Here. In die spreektaal lê seën buite my. Ek hoop in my nuwe werksplek leef ek seën. Ek hoop die plek waarheen ek trek om daar te gaan woon, gaan ons gelukkig wees. Ek hoop die nuwe kar bring vir my geluk en seën. Maar in die Bybel is seën binne in my nie. Ek sê nie binne in myself nie. Dis humanisme. Binne in my, bedoelend in Christus wat in ons is. Dis waar ons seën vind. In die spreektaal is seën gesetel in 'n plek. Maar in die Bybel is seën gesetel in 'n persoon. In die spreektaal is seën gekoppel aan 'n sekere gunstige uitkoms. Maar in die Bybel is seën gekoppel aan dit wat in Christus waar is. In die spreektaal is seën wisselend, afwisselend, onstandvastig, maar in die Bybel is seën
onveranderbaar. Altyd waar. En dit maak dat ek en jy nie meer as kinders van 'n Nuwe Testament ooit hoef te leef op pad na 'n plek van seën nie. Nooit nie. Ons leef vanuit seën. Ons is geseëndes van die Here, reeds. Is hierdie ongelooflike skrifgedeelte, en as jy net dit self wil memoriseer, sal dit so goed wees. 1 Korintiërs 10 vers 19 sê, Jesus Christus is die ja van God, die ja op al die beloftes van God, en daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. Hierdie gedeelte sê, jy weet hoeveel beloftes daar in die Bybel is van God aan jou en aan my? Kan jy dink hoeveel beloftes is daar? Hoeveel duisende beloftes daar is? Elkeen van daai beloftes is in Christus God se ja en sy amen. Het jy 'n behoefte aan vergifnis om los te kom van daai diepe skaamte en skuld? In Christus is dit 'n ja en 'n amen, dis afgeskryf. Het jy 'n behoefte aan liefde? Ware liefde. Dis God se, in Christus is Christus God se ja en sy amen aan jou. Daar's nie 'n groter belofte van liefde as in Christus aan jou nie. Het jy 'n behoefte aan bystand en beskerming? Ondersteuning net in jou dag tot dag nou. Ook daai belofte maak die Here aan jou, en in Christus is dit 'n ja en 'n amen. Ongeag teëspoed en terugslag, wat ook al kan gebeur, selfs werkloosheid, binne in dit alles beloof die Here in Christus aan jou 'n ja en 'n amen dat hy jou sal dra. Het jy behoefte aan wysheid, aan leiding, om te onderskei wat die regte ding is om te doen in Christus? In Christus is hy God se ja en sy amen aan jou. Hy sal vir jou lei deur die Heilige Gees wat binne in jou is. Het jy behoefte om veilig te wees, selfs na jou dood? Ek dink dis, vir baie van ons klink dit baie ver. En dan elke kort dan besef ons dit is die grootste eksistensiële krisis waarmee ons sit. Wat gebeur met ons nadat ons sterf? Christus is God se belofte aan jou. Christus is sy ja en amen. Dat jy veilig is, selfs wanneer jy sterf. Maak nie saak wat jou behoefte is nie, maak nie saak wat jou begeerte is van God om 'n belofte aan jou te maak nie. Jesus Christus is sy ja en amen aan jou. Ongeag terugslag, bly jy die geseënde van die Here, want hy is verbind aan jou. Mag ek en jy, wanneer ons die volgende keer die woord seën gebruik, ek is nie daai tipe ou wat sê ons moenie meer dit so gebruik. Ons mag dit altyd natuurlik soos die spreektaal nog steeds gebruik. Maar mag ons net bedag wees op dit wat die Bybel bedoel met seën gans anders is as wat die spreektaal bedoel. Amen.